Agbare adjunkspreker, ek wil graag myself bepaal by die onderwerp waar ons vandag veronderstel is om oor te praat tydens Erfenisdag. En dit is om te herdenk die lewens van die helde en die heldinne, Order, honourable members. om te herdenk die lewens van die helde en heldinne wat hulle lewens afgelê het vir ons vryheid. As ons praat oor vryheid, kan ek u verseker die party waaraan ek behoort se naam verwys na vryheid, die Vryheidsfront. Ons verstaan vryheid baie goed. En dalk moet ons eendag 'n debat hou oor wat verstaan ons in hierdie huis onder die term vryheid. Die stryd vir vryheid het nie begin in 1900 of 1912 of wanneer ook al nie. My voorouers was van die eerste mense wat geveg het in anti-koloniale oorloë teen die wêreldmag, die British Empire. Later van tyd is dit genoem op 'n stadium die Anglo-Boereoorlog. Later is daar gepraat van die Suid-Afrikaanse oorlog. My mense het gepraat van die eerste en die tweede vryheidsoorlog, the first and second freedom wars against the British Empire. Ons moet praat oor helde en heldinne en ek gaan praat oor net twee. Ek wil begin om te praat vandag van Lizzie van Zyl. Lizzie van Zyl is gebore in April 1894 en sy is dood 9 Mei 1901. Sy was net 7 jaar oud. Sy is dood aan wanvoeding en ingewande koors waar sy 'n gevangene was in 'n Britse konsentrasiekamp in Bloemfontein. Op bevel van die Britse owerhede van die tyd het sy na haar familie net halwe rantsoen gekry, only half of the food, want haar pa was 'n bittereinder wat geveg het teen die Britse Empire en nie wou oorgee nie. Die ander held waarna ek wil verwys is die bekende kaptein Danie Tron. Danie Tron is gebore die 9de Mei 1875 in Tulbagh. Hy is dood op die 5de September 1900 op die ouderdom van 25 en was 'n formidabele vegter gewees wat 'n verkenningskorps, vandag sal ons praat van 'n Recce Command, op die been gebring het teen die British Empire. Een na die ander geveg het hy geveg in daardie tyd en hy's dood naby Gatsrand toe hy 'n kolon van die Britse weermag gestuit het, 'n man alleen 48 skote geskiet het voordat hulle met kanonne geskiet het en op daardie geleentheid dood is. The overall commander of the British forces, General Lord Roberts, referred to Danie Tron as the hardest thorn in the flesh of the British Empire at the time. Dit is die mense wat ook helde was, wat ek vandag graag wil herdenk. Maar nou in die jaar 2025, wie is die helde wat ons herdenk? Wie herdenk ons nou? Wie lê hulle lewens nou af vir ons vryheid? Ek dink die meer as 70 mense wat elke dag in hierdie land vermoor word, is die helde van vandag wat hulle lewens af lê vir vryheid. Gaan maak die som. 70 mense per dag word vermoor vir 'n totaal van meer as 25.000 Suid-Afrikaners word elke jaar in hierdie land vermoor. Wat beteken vryheid vir hulle? Het vryheid enige betekenis? Is daar enige vryheid wat na hulle kant toe gekom het? Is dit die land waarin ons tans woon, van wetteloosheid, van ordeloosheid? Wat help dit om te sê met 'n grondwet, everyone has the right to life? Dit beteken niks vir 70 Suid-Afrikaners wat elke dag vermoor word nie. Ons verstaan vryheid baie goed. Die party waarvan ek 'n lid is, was nie net bittereinders aan die einde van die vorige bedeling nie, maar ons was nuwe beginners. Nuwe beginners om van Suid-Afrika 'n nuwe suksesvolle land te maak, waarin daar werklike vryheid sal wees vir almal, wat herdenk sal word deur almal op 'n dag soos vandag, Erfenisdag. Miskien moet ons 'n slag 'n diepte debat voer oor wat presies beteken vryheid. Ek dank u.